Dis die 8de Junie en ons is besig met ons Bybelstudie en ons gaan vanaand begin kyk na verskillende profete. Ons gaan nie spesifiek na al die verskillende profete kyk nie in die sin van een vir een en 'n hele lys vir julle gee nie. Die profete is in die skrif. Maar wat ons gaan doen is ons gaan begin met 'n spesifieke profeet en dan sal ons verder kyk na ander later. En daar is 'n rede hoekom ons dit doen. So kom ons kyk gou wie kom almal op. En dan gaan ons lekker saam bid. Ek het my goed hier so reg skrywe. Daar's hy. Ek is so 'n paar minute laat. So kom ons kyk. Ons het vir Dou en vir Mariaan en wie nog? Daar's 3. O ja. My vriend Corneille, Dou, Mariaan, Corneille, goeienaand julle. Ons gaan nou lekker saam bid. Ons gaan nou vanaand kyk na een van die bene van waarop ons geloof moet bou en hoe ons die skrif moet uitleef. En ons gaan kyk na die profeet Elia. Elia se verhaal is baie wonderlike verhaal en ek glo dit gaan baie interessant wees. Na sekere aspekte waarna ons gaan kyk. Goed, ons is 3+, so ons kan lekker saam bid en dan vat ons dit daarvan af. Vader, op hierdie koue aand sê ons vir U dankie dat ons na U woord toe kan draai en meer van U kan leer. En vanaand aanbid ons U en ons eer U vir die God wie U is. En ons vra dat U vir ons in hierdie Bybelstudie sal lei, Vader. Die woord van God is so diep en so ryk en so vol dat daar is nie 'n manier hoe 'n ou in een sitting, Vader, deur soveel goed kan gaan nie. Maar ons bid dat U vir ons openbaringskennis sal gee en vir ons kan help om te verstaan wie Elia was en wat hy gedoen het en hoe ons uit sy lewe uit kan leer. En ons sê vir U dankie daarvoor. Vader, salf ons vanaand in Jesus naam. U alleen is waardig. Amen. Prys die naam van die Here, man. Goed. Blaai saam met my asseblief na 1 Konings 17. En dit is hier waar ons in 1 Konings 17 sien ons vir die eerste keer hoe Elia op die toneel verskyn. In 1 Konings 17. Hy verskyn skielik op die toneel, Elia die Tishbit van Gilead. Hy kondig 'n droogte aan en as oordeel oor Israel se afgodediens onder koning Agab en koningin Jezebel, né? Die vertaler sê Isabel, maar ons weet dis Jezebel. Hy het 'n droogte aangekondig as gevolg van die afgodediens. So ons sien dit in vers 1 van 1 Konings 17 sê ons, so waar as die Here die God van Israel leef voor wie ek staan, daar sal die volgende jare nie dou of reën wees nie, behalwe op my woord. Behalwe op my woord. Kyk wat sê hy. Is die eerste keer wat Elia op die toneel kom. Die mense in Israel weet hy is 'n profeet, maar ons weet dit nie. Ons sien hom vir die eerste keer raak in 1 Konings 17. Hy is 'n Tishbit uit Tishbe uit Gilead. Hier is nog 'n voorbeeld van hoe mense hulle name gekry het in die ou dae. Jy weet, jy het Abraham byvoorbeeld was 'n Hebreër gewees omdat hy van Hebron afgekom het. Elia was 'n Tishbit genoem omdat hy van Tishbe in Gilead uitgekom het. So ek wonder wat sou hulle 'n ou uit Jerusalem genoem het. Hy is, kom ons sê, hy was Elia die Jerusalemiet. Uit Jerusalem uit. Ek wonder of dit sou gewerk het. Ek weet nie of dit sou gewerk het nie. Maar in hierdie tyd van die skrif was die ouens so gekend. So sy van was Tishbit. So hy is Elia Tishbit. Tishbit of so iets. Maar in elk geval, nou is hy voor die koning, hierdie profeet het geen banghaar op sy koppie. En dis van een van die eerste dinge wat ons kan leer van profeet wees, né? Jy vrees niemand nie. Daar is nie vrees in jou nie.
En jy praat met konings. Jy kan nie sommer net met konings praat nie. Volgens die skrif kan jy net praat met konings as jy profeet is. Of as jy 'n prins is. Of as jy die koning se verteenwoordiger is. Sy raadslid. Jy mag nie eens met hom praat as jy die wynskinker is nie. Of die bakker in sy huis nie. Soos ons kan sien met Josef se storie. Die wynskinker skink uit die wyn. Die bakker bak net die brood, maar hulle bly stil. Tensy hulle 'n vraag gevra word. Soos wat Nehemia 'n vraag gevra was. Ons sal nog by Nehemia ook uitkom. Waar die koning van Nehemia gesê het, "Jog, Nehemia, jy staan hier so met 'n lang gesig." Nehemia is die wynskinker. Jy staan hier met 'n lang gesig. Jy is eintlik veronderstel om vir my bly te maak. Geef my 'n bietjie wyn. Julle ken die storie, né? Geef my 'n bietjie wyn. En hier is Elia, vreesloos. En hy kom staan voor die koning en hy sê vir hom, luister hierso. As gevolg van julle afgodediens, die gemors waarmee julle besig is, julle korruptiewe lewensdenke, julle onmoraliteit en sê ek nou, dit sal ophou reën, daar sal nie dou op die land wees nie, behalwe op my woord. Ja. En God eer vir Elia. God vat hom op sy woord. Hier is 'n wonderlike gebeurtenis, waar ons sien waar Vader vir 'n profeet vat op sy woord. Daar is 'n ander geval, en ek wil by hierdie geval uitkom, ek sal nou eers gaan moet soek. Ek gaan dit gou soek, ek gaan gou Google, want hierdie vers is nou hier by my, die Heilige Gees openbaar hierdie vers, dis die verhaal van Joshafat, ek het dit nou verkeerd gespel. Ek wil gou hierdie vers vir julle kry, and Ahab, dan wil ek vir julle iets wys uit die skrif uit. Kom ons kyk gou wat sy skrif gee vir ons. 1 Konings 22. Ons sal seker nog daarby uitgekom het, maar kom ons gaan gou na, ek wil dit gou kry, want hier is 'n baie interessante verhaal. Ahab het 'n verbond geteken. Ahab het 'n verbond geteken met Josafat. Christus goeie naam. En hierdie is baie interessant. In hierdie gedeelte word die profeet se naam nie genoem nie, maar daar staan iets uit wat vir ons sê dat hierdie profeet was Elia gewees. En dit is in 1 Konings 22. Ons praat nou oor die feit dat profete vreesloos is en dat God partykeer 'n profeet vat op sy woord. En dis 'n baie diep ding wat ek nou vanaand vir julle hier sal leer. Kyk nou. Josafat en Ahab gaan nou oorlog maak. Hulle gaan nou oorlog maak, né? Hulle het toe 3 jaar lank stil gesit en daar was geen oorlog tussen Aram en Israel nie. Maar in die 3de jaar het Josafat die koning van Juda afgekom na die koning van Israel. Hier gaan nou probleme kom. En die koning van Israel vra sy dienaars, weet julle dat Ramot en Gilead aan ons behoort? Hierdie dorp behoort eintlik aan ons. En ons sit stil sonder om dit uit die hand van die koning van Aram te neem. Daarna sê hy vir Josafat, sal u saam met my in die oorlog trek na Ramot en Gilead? Gaan ons nou saam teen Aram en die Aramiete nou oorlog maak? En Josafat antwoord die koning van Israel, ek is soos u, my volk is u volk, my perde is soos u perde, want dis Israel en Juda. Verder het Josafat aan die koning van Israel gesê, raadpleeg tog eers die woord van die Here. Hier leer ons nou weer 'n belangrike ding. Wanneer jy ook al iets in jou lewe wil doen, onthou nou, ons kyk na die profete, hoekom? Omdat die nuwe verbond, die wet van Christus, is gebou op die hoeksteen, Jesus Christus, en die fondamente, die apostels en die profete.
Dis hoekom ons nou eers kyk na die profete. En ek sal dit baie herhaal, soos wat ons elke verskillende Bybelstudie doen, sodat die mense kan verstaan hoekom ons kyk na die profete. So hier leer ons nou 'n baie belangrike ding. Wanneer jy iets wil doen, wanneer jy 'n nuwe werk wil begin, wanneer jy 'n groot taak wil aanpak, raadpleeg eers die woord van die Here. Ek moet eendag, as ek weer praat oor die alliansie, ek dink môre aand, as die Here se wil is, wat ek geleer het uit die apostels uit, as dit die Here se wil is, né? Dit is wat ons geleer het mos uit die apostels uit. Dan sal ek vir julle noem uit watter skrifgedeeltes het die Here vir my gelei om by die alliansie uit te kom. Né? Dis belangrik. So wanneer jy 'n groot taak wil aanpak, wanneer jy 'n nuwe kar wil koop, wanneer jy 'n nuwe werk wil begin, wanneer jy wil verhuis, né? Wanneer jy 'n groot ding wil doen, raadpleeg eers die woord van die Here, want as God nie met jou is nie, te vergeefs bou jy die huis. Jesus se woorde aan ons, die hoeksteen se lering. As jy nie vir God raadpleeg nie, en as God nie in 'n ding is nie, ter vergeefs bou jy die huis. Maar dan sê Gamaliel weer vir ons, as hierdie ding van God af is, wie kan dit keer? Kan julle verstaan hoekom ons sê, raadpleeg eers die woord van God? En dis wat Jehosafat hierso sê. Jehosafat was 'n as ons kon gesê het in ons terme vandag, hy was 'n wedergebore Christen. In ons terme. Hy was 'n godvreesende man. Raadpleeg tog eers die woord van die Here. Onderstreep dit in jou Bybel. Raadpleeg eers die woord van die Here. Toe laat die koning van Israel die profete bymekaar kom. Al die profete kom toe bymekaar. Omtrent 400 man. 400 profete. Hy wil seker maak dat hy van die Here hoor. En hy sê aan hulle, sal ek teen Ramot in Gilead trek om te veg of dit laat staan? In ander woorde, gaan ek gaan beklei of moet ek dit los? Want as ek dit nie gaan beklei nie en ek los dit, dan sal hierdie dorp sal nooit weer ons in wees nie. En hulle antwoord. Hoeveel mans? Christo, hoeveel mans antwoord? 400 profete omtrent. Weet julle hoe baie is dit? 400 profete in Israel. Hulle antwoord. Kyk nou, luister na hulle antwoord. Hulle sê, trek op en die Here sal dit in die hand van die koning gee. Die profete hoor van God. Hulle almal saam in een stem sê, nee, dit is jets. Trek op man, jy gaan hulle oorwin, jy gaan die dorp oorneem, no problem, daar's nie foutie. Maar Jehosafat, hierdie godvreesende man sê die volgende. Is hier nie nog 'n profeet van die Here dat ons deur hom kan raad? Is hier nie nog 'n ou nie? Hier's nou amper 400 hierso, 400. Maar Jehosafat sê, is hier nie nog 'n ou nie? Iemand wat nou nie deel is van hierdie groep nie. Hoekom sê hy dit? Hulle het nou geluister na hierdie profete. Nou as hulle iemand anders te kan kry, hy weet nie wat hier aangaan nie. En hy kom gee weer 'n ander woord, dan hoe dan nou? Luister nou wat gebeur. Die koning van Israel antwoord Jehosafat, en hierdie is die rede, hoekom ons sê dit was Elia. Daar is nog een man, om deur hom die Here te raadpleeg. Kyk wat sê Ahab, maar ek haat hom, omdat hy oor my niks goeds profeteer nie. Hy profeteer niks goeds oor my nie, maar net onheil. En nie gee hy naam, hy sê Micha die seun van Jimla. En Jehosafat sê die koning moet nie so spreek nie, maar ons dink nie dit was Micha nie. Daarop roep die koning van Israel 'n hofdienaar en sê, gaan haal vir Micha gou. Micha was nie bekend nie. Die seun van Jimla. Onderwyl die koning van Israel en Jehosafat, die koning van Juda, elkeen op sy troon sit, bekleed met koninklike klere op die dorpsvloer by die ingang van die poort van Samaria, en al die profete voor hulle profeteer,
het Sedekia, die seun van Kenana, vir hom ysterhorings gemaak en gesê, so spreek die Here, hiermee sal u die armees verstoot totdat hulle vernietig is. En al die profete het so geprofeteer en gesê, trek op na Ramoth in Gilead, en u sal voorspoedig wees, en die Here sal dit in die hand van die koning gee. Toe sê die boodskapper wat gegaan het om Micha te roep, vir hom dit. Kyk tog, die woorde van die profete is uit een mond goed vir die koning. Laat jou woord tog wees soos die woord van een van hulle en spreek goeie dinge. Hulle berei hom voor. Hulle sê die profete het goeie dinge gespreek en jy moet ook goeie goed praat asseblief tog net. Maar hy weet nie. Maar kyk wat sê Micha. So waar as die Here leef, voorwaar wat die Here vir my sê, dit sal ek spreek. Ek moet net weer gaan double check op Micha. Ek moet. Want in my Engelse Bybel is hierdie ou se naam nie daar nie. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, Micha, sal ons na Ramoth in Gilead trek om te veg, of sal ons dit laat staan? Kyk wat antwoord die profeet hom. Kyk wat antwoord hy hom. Hy sê, trek op, u sal voorspoedig wees. En die Here sal dit in die hand van die koning gee. Die profete het geprofeteer, ek het geprofeteer, go for it. Kyk wat sê die koning vir hom. In vers 16. Hoeveel maal moet ek jou besweer dat jy niks as die waarheid in die naam van die Here tot my spreek nie? Nou sê die koning, jy is nou besig om vir my te lieg. Kyk wat sê Micha nou. Daarop antwoord hy, ek het die hele Israel gesien verstrooid op die berge soos skape wat geen wagter het nie. En die Here het gesê, hulle het geen heer nie, laat elkeen in vrede teruggaan na sy huis. Toe sê die koning van Israel vir Josafat, het ek u nie gesê, hy profeteer oor my niks goeds nie, maar net onheil? Maar wag 'n bietjie, het hierdie profeet nie so 'n paar minute terug vir hom gesê, jy gaan voorspoedig wees. Trek op, jy gaan voorspoedig wees. Verder sê hy, daarom hoor die woord van die Here, ek het die Here sien sit op sy troon, terwyl al die hemelse leerskare by hom staan, aan sy regter en aan sy linkerhand. Dis 'n wonderlike profetiese woord hierso. En die Here het gesê, nou kom die profetiese woord uit op 'n ander manier. En die Here het gesê, wie sal Agab oorhaal dat hy kan optrek en val by Ramoth in Gilead? En die een het so gesê en die ander weer so. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die Here staan en sê, ek sal hom oorhaal. En die Here vra hom, waarmee? En hy sê, ek sal uitgaan en 'n leengees word in die mond van al sy profete. Ek sal 'n leengees in die mond van al hierdie profete wat u gegee het, en die Here het onheil oor u gespreek. Daarop kom Sedekia, die seun van Kenana, nader en hy slaan Micha op die kakebeen en hy sê, hoe dan het die gees van die Here van my af weggegaan om met jou te spreek? Nou is hierdie ander profete kwaad. Want Micha sê, luister hierso, wat Micha nou profeteer, hy sê, man, ek het gesien hoe stuur die Here vir julle 'n leengees. Toe kom hierdie ou en hy slat hom. Pom. Hy pot hom. Hy slat hom op die kakebeen. Hy het hom seker van sy voete afgeslaan. Micha antwoord, kyk, jy sal dit sien op dieselfde dag as jy van kamer tot kamer sal gaan om jou weg te steek. Hy sê vir hierdie profeet, jy gaan jouself gaan wegsteek. Maar die koning van Israel sê, neem Micha en bring hom terug by Amon, die owerste van die stad, en by Joas, die seun van die koning. En jy moet sê, so spreek die Here, sit hierdie man in die gevangenis, en spysig hom met brood van verdrukking en water van verdrukking, totdat ek behoue tuis kom. Daarop sê Micha, as hy ooit behoue tuis kom, dan het die Here nie deur my gespreek nie. Verder sê hy, volke, luister almal saam. En die koning van Israel en Josafat, die koning van Juda, het opgetrek na Ramoth in Gilead. En die koning van Israel het vir Josafat gesê, ek sal my onkenbaar maak, en in die geveg kom, trek jy maar jy eie klere aan. So het die koning van Israel hom dan onkenbaar gemaak, en in die geveg gegaan.
En die koning van Aram het aan die owersters van sy 32 strydwaans bevel gegee en gesê, julle moet nie klein of groot beveg nie, net die koning van Israel. En sodra die owersters van die waans vir Josafat sien, sê hulle, dit is sekerlik die koning van Israel. En hulle het weggeswaai om teen hom te veg, maar Josafat het geskreeu. En toe die owersters van die waans sien dat dit nie die koning van Israel was nie, draai hulle agter hom weg. Toe het 'n man in sy eenvoudigheid, kyk nou wat gebeur, die boog gespan, en die koning van Israel getref tussen die aanhegsels en die panser. Tussen hierdie plaatjies wat hulle het, skiet hy die pyl dwars deur. Dis eenvoudige woorde in jou Bybel. Hy sê aan sy drywer, ruk hom en bring my uit die leer uit, want ek is gewond, daar gaan Ahab uit. En die geveg het die dag toegeneem, terwyl die koning omstande hou in die stryd wat teenoor die Arameërs, maar in die aand het hy gesterwe, en die bloed van die wond het die waase bak vol gevloei. En teen sonsondergang gaan geskreeu deur die leer, elkeen na sy stad en elkeen na sy land. En die koning het dood in Samaria aangekom, en die koning is in Samaria begrawe. En toe hulle die wa uitspoel by die dam van Samaria, het die honde sy bloed gelek. Dis rof. Dis 'n rowwe stuk hierdie, ek wou nou nie eens die laaste vers lees nie, want dit klink nie lekker in die Afrikaans nie. Dit klink gaga in die Afrikaans. So wat probeer ek vir julle sê uit hierdie stuk uit vanaand? God vat 'n profeet op sy woord. God kon Ahab laat leef het. Pieter Goeienaand. God kon vir Ahab laat leef het. Micha het mos gesê, jy gaan wen man. Trek op, julle is okay. Maar Ahab het vir die profeet gehaat. Net vir hom sê, jy lieg. En toe sê Micha, okay. Ek het julle gesien, lê die vlaktes vol. Julle is almal dood. En ek het gesien hoe gaan 'n leengees in al hierdie 400 profete. Yesterday. Toe daai profete kwaad, slaat hulle van hom op die kakemeen. Maar wat het gebeur? Micha se woord het waar geword. Dieselfde soos met Elia. 1 Koning 17. Daar kom 'n tyd wanneer God 'n profeet vat op sy woord. Vat hom op sy woord. En as ons kyk in ons eie volk se geskiedenis, na die boereprofeet, ons weet, volgens die geskiedenis, het alles dit wat Siener van Rensburg gesê het, waar geword. So hoekom sal dit wat hy gesê het oor hierdie tyd nie waar word nie? Net omdat die goed wat hy geskryf of gesê het, hy het dit nie geskryf nie, sy dogter het. Net omdat die goed wat hy gesê het nie in die Bybel staan nie, kan God nie ander profete opwek in die krag van Jesus Christus nie, want Jesus Christus is mos nou die finale profeet. Alles word nou gesê deur Jesus Christus. Nou kan die Seun van God nie weer deur die mens spreek nie. Of is dit nou oorbodig, onnodig? Daar is soveel profete wat in die wêreld uitgegaan het. En ek sê nou vir julle, meeste van hulle het 'n leengees. Meeste van hulle. Andrew, wat sê jy? Meeste van hulle het 'n leengees. Maar net in hierdie afgelope 20 minute kan ons leer dat Vader kan 'n profeet op sy woord vat. Kyk wat sê Elia. So waar as dit die Here God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Is dit nie fantasties om in die krag van die Heilige Gees te kan beweeg en so iets te kan sê nie? Soos wat God hom lei nie. Nou, wat dink julle het nou gebeur tussen vers 1 en vers 2? Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Nee, ek is okay, Andrew, dankie. Die Here sê vir hom, luister Elia, jy het nou iets gesê hierso.
en hulle gaan jou wil doodmaak, jy gaan moet hardloop, seun. En ons weet Elia het gehardloop. Hy het gehardloop. Maar kyk wat doen God met Elia. God gaan Elia se woord hou as gevolg van die afgodediens wat hierdie ouens gedoen het. Maar kyk wat gebeur met Elia. Jy moet uit die spruit drink, daai riviertjie wat daar vloei, jy gaan daar jou water kry, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. Nou sê gou vir my, wat se kos dra kraaie aan? Wat se kos dra kraaie aan? Verskeurde stukke vleis van wilde diere wat al gevrot het. Of dink julle hulle het vir Elia hamburgers en chips aangedra? Hy het gesê, jy gaan daar bly. Hoe lang gaan jy daar bly? Jy gaan daar bly vir 3 jaar. Want ek moet nou jou woord wat jy gespreek het, Elia, my profeet, moet ek nou onderhou. Die kraai het hom brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie, en toe kom die woord van die Here weer na hom. Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. En hierso kom nou weer 'n belangrike stuk in 'n gebeurtenis. Hier kom nou weer 'n belangrike, Jan, goeienaand, hier kom nou weer 'n belangrike gebeurtenis tevore. Kom ons lees dit. Hy kom daarso, by Sarfat, en as 'n weduwee besig om hout by mekaar te maak, hy roep haar en hy sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek dit kan drink. Vader het seker gemaak dat die weduwee daarvan wag. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog ook vir my 'n stukkie brood saam, man. Klink amper soos 'n bedelaar, né? Maar sy antwoord, so waar as die Here, u God leef. Kyk nou, hierdie stuk sê nou vir ons, hierdie vrou is 'n gelowige. Ek het nie broodkoek nie. Ek het maar net 'n handvol meel in 'n pot en 'n bietjie olie in 'n kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek dit maak en vir my en my seun klaar maak, dan gaan ons dit eet en dan gaan ons sommer sterf ook. Want daar is nie water nie. Die plante groei nie, daar is nie kos nie. Daar is nie kos nie. Sê, as gaan eet, dan gaan ek sterwe. Kyk wat sê Elia. Moenie bevrees wees nie. Gaan jy en doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoek en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Hier gee Elia weer sy woord. Elia loop in die gees van God, in die krag van God, en hy gee sy woord, en die gees van God reageer op dit wat Elia sê. Het Vader nie vir hom gesê, gaan na hierdie weduwee toe, sy sal vir jou omsien. So Elia weet wat gaan gebeur, plus minus. Maar hier leer ons weer 'n belangrike les. En die les is dit. Doen volgens jou woord. Doen volgens dit wat jy gesê het. Hou by jou woord. Doen volgens jou woord. Hou by jou woord. Dit is nog 'n les uit hierdie profeet uit. Wanneer jy iets sê, nee, doen dit. Wanneer jy beloftes maak, doen dit. As jy sê jy gaan vir mense help, doen dit. As jy jouself as 'n wedergebore Christen uitgee en jy hou nie by jou woord nie, dan is jy erger as 'n skurk. Jy's erger as 'n dief. Dis die waarheid. Maar Elia weet klaar wat gaan gebeur. Hy weet dat Vader hierdie vrou gaan seën. Hoekom wat? Hy sê maak eers vir my 'n stukkie koek en dan 'n broodkoekie en dan kan jy vir jou en jou seun iets klaar maak. Want wat weet Elia? God gaan voorsien. God gaan voorsien. So dit maak nie saak hoe min dit lyk nie. God gaan voorsien.
Wat sê die ander profeet? En ons sal nog by hom ook eendag uitkom. Die profeet sê, man, al sien ek nie druiwe op die trosse nie, of van die wingerd nie. Ek hoor nie gebler van bokke en skape in my kraal nie, man, daar's nie eens olywe op die bome nie. Daar gaan niks aan in nie. Ek het nie kos nie. Nogtans sal ek die Here dien. Nogtans sal ek die Here dien. So uit hierdie stuk leer ons uit dat God sal voorsien. Hoe voorsien God in ons dae onder die nuwe verbond? Hy voorsien vir ons deur sy mense. Kom ons kry gou 'n ander skrif. Ek gaan weer terugkom na 1 Konings toe. Dan gaan ek klaar maak, maar ek wil net gou 'n skrifgie kry hierso. In die boek van Efesiërs, hoofstuk 1. Ek moet dan net scroll gou hierso. Vers 11 sê, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, daai is belangrik, ons het 'n erfdeel. En dan sê hy, hierso, hy bid tot God, hy sê, dat God van, in 17 en 18, dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid, en openbaring in kennis van hom mag gee. Hoekom? Verligte oë van julle verstand, omdat ons bid dit mos altyd, Here salf ons verstand, gee ons verligte oë van die verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en wat die rykdom, luister mooi na die woorde, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Daar is 'n erfdeel onder die heiliges. Die heiliges het 'n erfporsie. Hier op aarde, voordat jy by die koninkryk uitkom, is jy al reeds besig om in daardie erfdeel te leef. Party van ons sien dit net nie raak nie. Jy weet, partykeer voel mens, hoe sê hulle, jy voel sleg as iemand jou iets gee. Hoekom? As jy 'n wedergebore Christen is en iemand gee vir jou iets, hoekom moet jy sleg voel daaroor? Jy moet jubel en vir die Here dankie sê. Dankie dat U hierdie mense aangeraak het om vir my te help in my benoudheid. Daarom voel ek nie sleg wanneer ek gehelp word nie, want ek weet dit wat ek doen, die visie en die missie wat ek uitleef, is belangrik vir God. Ek weet wie ek is. Jy sien? En daarom moet jy ook weet wie jy is. Wie is jy voor die Here? Wie is jy voor hom? Het jy al jou visie en missie in die lewe gekry? Weet jy dat jy 'n doel het, soos Elia 'n doel gehad het? Jy het 'n doel. Deur jou lewe sal ander mense lewe. Jy het dit geweet. Deur jou lewe sal ander mense lewe. Dis belangrik om die groter prentjie te sien. En Elia begin daar so in vers 13, hy sê vir hom, moenie bevrees wees nie, man. En wat sê die skrif vir ons? Hy het nie vir ons, hy wat Vader is, hy wat die Seun is, het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar een van liefde en van krag en van 'n gesonde verstand. Hy het nie vir jou gees van vrees gegee nie. Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Gaan doen wat jy gesê het. Kyk wat sê hy, nou profeteer hy oor. Hy sê in vers 14, nou begin hy te profeteer, hy sê, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie. Waarvan spreek die meel in die pot? Dit spreek van die brood van die lewe. Die brood van die lewe, Yeshua Mashiach, Jesus die Christus, hy sal nie opraak nie. En wat nog? En die olie in die kruik sal nie minder word nie. Die Heilige Gees in jou, die salwing wat jy ronddra, sal nie minder word nie. Dit leer ons uit die profete uit.
Jesus sal nie minder raak in jou lewe nie. Die Heilige Gees sal nie minder raak in jou lewe nie. Die meel sal nie opdroog nie, of uitloop nie, en die olie sal nie opdroog nie. Sal nie minder word. Tot op die dag wat die Here reën op die aarde sal gee. Tot op die dag wat die Vader terugkom, deur die Seun. Sien julle hoe profeteer die profete hierdie goed vir ons, voor die tyd, sodat ons kan leer uit hierdie dinge uit. Né? Jo, ek het net R10 in my beursie. Dis okay. Dis fyn. Dit maak nie saak nie. Die meel gaan nie opraak nie, die olie gaan nie opraak nie. Die Christus in my gaan nie opraak nie, die Heilige Gees in my gaan nie opraak nie. Vrydag toe ek by daai koningse vergadering is, toe vra hulle, wie gaan bid, wie gaan vir ons oopmaak met gebed? Toe sê ek sal. Toe begin ek met die olie. Hoe het ek begin met die olie? Ek stap in 1 Korintiërs 12, die krag van die Heilige Gees. Hoe begin ek met die olie? Ek begin met die Gees van God, en ek begin te praat in verskillende tale, sebetantala, riastratatamento, en sovoorts. Dat die swart konings en prinse om die tafel, dat hulle begin, ja, halleluja, ja, die hele tyd. En ek weet nie wat God vir hulle gesê het deur daai woord nie, maar ek kan jou sê wat, ons het 'n vergadering gehou wat ek glo die wiel gaan draai. Ons begin met die olie, toe gaan ons aan met die brood. Johan, wat sê jy? Ons begin met die olie, toe gaan ons aan met die brood. En die Gees van God was teenwoordig. Kom ek sê nou vir jou, as die Heilige Gees van God en sy bewegende krag, die krag soos beskryf word in die Nuwe Testament, nie deur jou vloei nie, dan het jy 'n probleem. Jy is miskien net gesalf met die Gees van God, maar jy kort sy krag sodat jy in 'n beter lewe kan inbeweeg. As jou teologie nie plek maak vir die Heilige Gees nie, dan is jy op pad hel toe. Hoor wat ek jou sê. Jy kan nie sonder die Heilige Gees nie. Daar's nie 'n manier nie. Dis hierdie Gees wat hierdie liggaam, net soos vir Jesus Christus, wat hy uit die dooie uit opgewek het. Dit is hierdie olie, hierdie salwing, hierdie Gees, wat jou uit die dode uit gaan opruk op die dag wanneer die Vader se woorde, soos 'n trompet geskaal, soos donder weer na ons toe kom, wanneer hy vir ons sê, kom op hierheen. Kom op hierheen. As jy die Gees van God het nie, kan jy nie kom op hierheen nie. Jy kan nie. Want ons sien in hoofstuk 5 onmiddellik dat die Gees is daar, voor sy troon, die kandelaar brand. Die 7 geeste van God brand in sy troonkamer. Ons sien hom daar. Ons, die see van mense, in die boek van Openbaring, ons sien hom. En ons sing vir ons 'n nuwe lied. En hier leer ons hoeveel goed nou vanaand uit hierdie profeet uit. Kom ons, en uit Micha uit, maar ek is nie seker van Micha nie. Maar Micha is 'n profeet. Maar kom ons kyk nou wat leer ons. Ons leer, kom ons hoor wat die woord sê eerste. Né? Ons hoor wat die woord sê. Dan sê ons, ja, ons kan reageer op die profeet se woorde. Né? Ons sien die brood en die olie raak nie op nie. Vertroue in God. As Vader 'n ding gesê het, sal hy dit doen. Hy sal dit doen. Kan julle verstaan hoe ryk is die profete? Die leringe van die profete is ryk en dit vat ons in die diepere dinge in van Jesus Christus. En kyk nou hoe ver gaan dit. Interessant dat in vers 17 die olie het nie opgeraak nie, die meel het nie opgeraak nie, maar die hele mense het geëet in daai dorp. Sy en hy en haar gesin het vir dae lank geëet. Daar was nie 'n probleem nie, daar was olie, daar was water, daar was brood, koek en meel en you name it, né? En kyk nou wat gebeur in vers 17. En hier is 'n interessante deel van die skrif. Hy sê, na hierdie dinge, na die meel en die olie en die goed, het die seun van die huis siek geword. Daar was geen asem meer in hom, hy het gesterf.
En wat doen die mens? Die mens draai op God. Die mens draai op God. Sy sê vir Elia in vers 18, wat het u aan my gedoen? Wat het u met my te doen, man van God? U het net na my toe gekom in my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak. Kyk nou, sy sê my sonde het nou gemaak, jy het nou vir my kom herinner aan my sonde. Profeet, jy het vir my goed gedoen, maar eintlik wat jy gedoen het is, jy het my herinner aan my sonde om my seun dood te maak. Wat sien ons hierso? Die brood en die olie kom na jou toe, die woord en die Heilige Gees kom na jou toe. En hy vat jou sondes weg. Hy vat jou sondes weg en hy gee vir jou die ewige lewe. En wat doen Elia? Hy sê, gee jou seun vir my. En hy het hom van haar skoot afgeneem en hom opgedra na die bokamer waar hy self gewoon het en hom op sy bed neergelê. Hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, u het selfs oor die weduwee by wie ek was as vreemdeling vertoef in onheil gebring. Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind, 3 maal uitgestrek oor die kind. En die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog na hom terugkeer. En die Here het Elia verhoor, dit wat hy hom gevra het. En die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Daarop neem Elia die kind en bring hom af uit die bokamer in die huis en gee hom aan sy moeder. En Elia sê, kyk jou seun lewe. Nou, dis baie belangrik om deur die Gees van God gelei te word, wanneer sekere goed gebeur in die profete. Maar hier is 'n paar dinge wat ek vir julle hier kan uithaal. Né? Vers 17. Na hierdie dinge. Kyk wat gebeur in Openbaring. Kyk wat gebeur in Openbaring 4. Vers 1. Openbaring 4 vers 1. Na hierdie dinge. Hy begin presies so. Na hierdie dinge. Na hierdie dinge. Openbaring 4 vers 1. 1 Konings 17. Vers 17. Na hierdie dinge. Wanneer die brood en die olie na jou toe kom, is daar lewe en lewe in oorvloed. Dis wat hierdie stuk vir ons leer. Al lyk dit vir jou donker om jou, al lyk dit asof jy gaan sterf, daar is lewe. En daar is lewe in oorvloed. Daar is lewe in oorvloed. Interessant dat in vers 23 en in vers, waar is dit nou? Vers 19. Elia was in die bokamer gewees. Hy was in die bokamer waar hy met God gepraat het. Wat sien ons in Handelinge 2? En ek gaan nou afsluit. Wat sien ons in Handelinge 2? Toe die dag van Pinkster, vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Vandag is Pinkster Sondag. Hierdie vers in die Engels sê, they were in the upper room. Hulle was in die bokamer, as jy in die Engels kyk. Hy is nie behoorlik vertaal hierso nie. Hulle was in die bokamer, eendragtig by mekaar in die bokamer, as jy die regte vertaling het. Wat het gebeur? Die Gees van God het beweeg. Pinkster het aangekom. Die Gees van die Heilige Gees was uitgestort. Die brood was hier en hy is hemel toe en hy het sy olie gestuur. En nou deur die olie het ons die brood en die olie. Sien julle hoe die Here vir ons lei uit die profete uit? Maar soos ek gesê het, een van die grootste lesse wat ons kan leer uit hierdie stuk van die profete uit is, God sal jou vat op jou woord. God vat jou op jou woord. Hy vat jou op jou woord.
Boonbehalwe dat hy jou op jou woord vat, moet jy gaan kyk in sy woord of jy iets moet doen en jy moet na hom toe gaan. Gaan uitvind of dit die regte ding is om te doen. En daarna moet jy reageer op wat hy vir jou sê, want sy brood en sy olie is altyd saam met jou. Corneille, Jan, Andrew, Johan, sy brood en sy olie is altyd saam met jou. Is nie fantasties nie? Dit kan ons leer uit die lewe van Elia. Daar's nog baie ander goed wat ons kan leer en ons sal verder daarna gaan. Verder gaan kyk in hoofstuk 18 en sovoorts. Maar God is getrou om vir ons te lei deur sy profete ook. Hy's getrou, man. Hy's getrou. Goed. Goed. Vader, ons bid vanaand en ons sê vir U dankie dat U getrou is aan die woord. U is getrou om vir ons te kan leer. Hoina, wat sê jy? U is getrou om vir ons te kan leer uit U Bybel uit. Uit U profete uit. U wys vir ons goeie, kragtadige goed uit U profete uit. En U wys vir ons wie is die Jesus en U wys vir ons wie is die Heilige Gees. U wys dit vir ons. So dankie Vader dat ons vanaand kan bid en kan vra dat hierdie brood en hierdie olie saam met ons sal wees in hierdie komende week. En ja Vader, ons gaan nog baie dinge leer uit die profete uit. Maar ons bid dat U saam met ons sal wees hierdie komende week. Sodat ons die regte ding kan doen. Sodat ons vir U kan vat op U woord. Sodat ons U woord kan ondersoek om by die woord te hoor wat ons wanneer en hoe moet doen. Ons vertrou op U leiding deur die Heilige Gees. Ons vertrou dat U vir ons sal wys. Ons vertrou dat U krag deur ons sal werk soos nog nooit tevore nie. Ons vertrou dat U vir ons ook 'n visie en 'n missie sal gee om dit te kan doen in ons lewens wat moet gedoen word, sodat ons ander kan raak deur die woord. En op hierdie Pinkster Sondag, Vader, hierdie 50ste dag na die kruisiging, hierdie 50ste dag, sê ons vir U met 'n dankbare hart, dankie vir die God wie U is in ons lewens. Daar is niemand soos U nie. En ons vertrou U Vader, Seun en Heilige Gees, dat U verder sal werk in ons dae, en vir ons sal lei, en sal doen alles wat U wil hê, moet gedoen word, en dat U vir ons sal gebruik, dat U vir ons sal oprig, dat U saam met ons sal wees. Vader, dit is 'n wonderlike avontuur saam met U. Dankie vir die woord vanaand, dankie vir die profete, dankie vir die woord. In Jesus naam, amen. Daar sê julle, hermanus, daar sê julle moet 'n fantastiese geseënde aand verder hê en 'n fantastiese week wat voor ons lê. Kom ons kyk wat hou die Here vir ons in hierdie week. Kom ons vertrou hom vir groot dinge. Alles wat mooi is, né?